Ons het uiteindelik na baie lang tyd uitgekom by die kern. In die kern, miskien moet jy nou 'n stuk papier kry. Dit is belangrik. Nou, waaroor gaan dit? Ek kom agter, ons bid goed, maar ons weet nie wat dit doen nie. Ek besef nie wat dit is nie. Ek besef nie wat dit gebeur nie. So nou kan ek 'n gebed vir jou saamstel, en vir jou sê, vat hierdie gebed, gaan sit by die huis, bid hom. Ok, weet jy wat broer, jy 'n verbond gesluit? Regtig? So, dit is 'n bietjie van 'n langdradige storie, maar ek verseker jou aan die einde van tyd, gaan jy presies weet wat jy bid. Waarom? Commitment. Toewyding. Weet jy regtig wat jy doen? Weet jy regtig wat jy gedoen het? Nou, ek weet, ek het 2 dogters. Nou, ons sit, toe hulle nog klein was, en nou met klein is, bietjie groot nou, is nou ook uit die huis uit. So, maar sondagoggend het ons by mekaar gesit, op die bed gelê, en hulle het gekyk, en ons het met mekaar gepraat, en ek dink dit was die grootste deel, waar hulle regtig lering ontvang het. Net so 'n gespreksbasis. Ek het gesien, Jesus maak so, kyk, Jesus het prakties tussen die mense gaan sit, man. En die jongste enetjie lê op die bed, en dan gaan lê in die dak en kyk, en ek weet nie waarmee sy besig nie. En sy sê, pa, wat beteken dit om Jesus aan te neem? Sy is seker so 8 jaar oud. Ek sê vir haar, liefie, weet jy wat, dis nogal 'n baie ernstige ding. Jy moet baie seker maak dat jy weet wat jy doen. En ek praat daar net so ligtelik rondom die gebed van 'n lering. En my vrou sit daar, wel, sy sit daar op die bed en sy kyk en sy sê, liefie, maar jy het Jesus lankal aangeneem. Sy sê, ma, wanneer het ek dit gedoen? Nee, toe jy 4 jaar oud was, het jy op die kombuisvloer gesê, en Jesus in jou hartjie ingenooi. Sy het so lang na my vrou gekyk, sy sê, ek het so nie geweet wat ek doen nie. Het jy geweet wat jy doen? Ek het die sondaarsgebed gebid. Ek wil vertel, ek het 'n fenominale ontmoeting met die Here gehad. Maar ek moes later in my lewe uitvind, dat die Bybel praat van 'n verbondsluiting. En toe het ek nie 'n idee nie. Toe sê ek, hierdie gebed, het dit my 'n verbond laat sluit, kan nie wees nie. En toe begin ek kyk, nou wat is 'n verbond? Wat beteken dit? En ek het begin boeke lees, en ek het begin navorsing doen. Wat ek hier vir julle gee, kom oor jare. So nou kom ek en ek sê vir julle, weet julle wat, daar is verskillende intrinsieke begrippe, bestanddele. Jy weet, as jy 'n koek bak, en jy mis die eiers, gaan dit nie sommer werk nie. En dit is waaroor ek met julle wil praat. Ek wil dit vir julle verduidelik. Nou, waar begin dit? Jy moet besef, jy wandel in sonde. Jy moet besef, jy is afgesny van God. Die feit dat jy kerk toe gaan, die feit dat jy al hierdie rituele nakom, means nothing. Waarvan praat jy? Wel, ek was die voorste kerkganger. Ek was Sondag, meeste van die tyd in my lewe, 2 keer in die kerk. En die dag toe hulle kom, en ek moet nou aangeneem word, belydenis en aanneming, standaard 9, matriek. Toe het ek selfs eerste gestaan in klas. En dit het jou die plek gegee om saam met dominee voor aan die tafel te sit, met jou aanneming. En dan dominee nagmaal aan jou bring. Kyk, dit maak jou spesiaal, verstaan jy? Hier is hoogheilig daarna. Maar ek het nie eens geweet om God se naam te spel nie.
En daar het jy uitgestap, en almal het hande geklap, en ons het 'n groot ete by die huis gehad, nou is jy aangeneem, jy is deel van die kerk, hier gat ons. My goodness. Nou vraag ek jou, wat gebeur hier in hierdie oukie? En nou moet ek nog steeds by die plek kom om tot 'n sonde besef te kom. Dis kritiek belangrik. Ons moet besef, ons is afgesny van God. Maak nie saak van wat jy genoem het nie, maak nie saak die rituele nie, asseblief hoor my vanmôre, dis nie waaroor dit gaan nie. Ek het gaan kyk na die antieke verbondsluiting, dis indrukwekkend. Dit is wat ons heeltemal verloor het, of nie verloor het nie, ek dink nie ons het dit ooit gehad nie, maar nou Abraham het dit geken, en ons het dit nou al gedeel, hoe Abraham in die verbond ingekom het, nou, maar hoe word dit nou van toepassing op ons? Wel, daar's 'n paar bestanddele, daar's 'n paar fases. In die verbond praat ons van die identifikasiefase. Met ander woorde, jy die sondebedeling. Die sonde staan in ons pad. In my verbondsluiting gaan ek deur 'n identifikasiefase. In my verbondsluiting gaan ek deur 'n belydenisfase. Klink complicated, dit is nie. Jy sal sien, werk net so. As ek klaar is met die sondebedeling, en ek is klaar met daardie twee fases, dit is eintlik soos twee sub-opskrifte, dan het ek my beskermingsfase. Hoe lyk my beskermingsfase? Dis alles deel van die verbond. Dan kry ek die beskermingsfase, waarmee ek tot God toetree. En nou kom die kern, volgens my, van Christendom. As ek deur dit is, dan moet ek besef, ek moet sterf. Niemand het dit ooit vir my vertel nie. Ek het dit eers baie later uitgevind. En weet julle wat? Dis verskriklik belangrik, want verbondsluiting sonder die afsterwe, nee, is nie 'n verbondsluiting. So dan gaan kyk ons na die afsterwe in die verbondsluiting. En wat gebeur? In daai sterwe, in daai afsterwe, kom ons in daai verbond in met God. In die volheid. Dit moet alles vir jou verduidelik word. So, ek kan dit los en vir jou sê, Here, kom lê my lewe neer, en ek doen dit, en amen, nou sê ek, en as jy nie weet, wat dit behels nie, as jy nie weet, wat het ek gedoen nie, hoe kan jy daarby hou? Ek wil jou 'n voorbeeld gee van waarvan ek praat. Ons sit nou saam om 'n tafel, en dis nou ook al lang terug. Nou sit ons so 2 families, 3 families wat om die tafel sit. En nou begin ons met die Here praat. Dit is altyd spontaan, dan praat ons met die Here en ons gesels hieroor en ons gesels daaroor. En die een vrou sê, "Jesus, laat die Here regtig my oortuig." Haar man is toe net uit. Hy is 'n mediese dokter. So, verstaan jy, nou weet ek, hierdie ouetjie het moeilikheid. En dan begin sy vertel van hoe sy met haar man werk, en dan vertel sy gedurig wat hy moet doen, en hoe hy dit moet doen, en wat hy moet doen. En ek kyk as so, en ek sê, jy weet natuurlik, dit is witchcraft. So kyk so, sy sê, "Hi," ek sê, "Ja, jy is besig om sy wil vir hom te vorm." "Nee, Jesus, ek moet nie dit doen nie." Ek sê, "Wel, wat gaan jy daaraan doen?" Sy sê, nee. Sy bid net so 'n eenvoudige gebed, "Here, ek sal nie my man oorskry nie, ek sal nie." Okay. Dit gaan toe weer oor en die gesprek gaan aan. Hy kom teruggeloop, ek weet nie waar was hy nie, maar hy teruggekom en kom sit om die tafel. En het was nie 5 minute aan die gaan nie. Toe sê sy, "Liefie, luister, ek wil nou net vir jou sê, jy moet nou eintlik môre dit en dit doen." En ek kyk na en ek sê, "Val, het ons nie net nou net 'n gebed gebid nie?" En sy bars uit van die lag. Ek wil hê dat jy moet baie mooi ding, broer, liewer nie hierdie ding gebed nie liewer hierdie gebed bid nie hier ingaan, as jy nie regtig 'n onderneming gee nie. Haai krank, weet jy wat, ek kan natuurlik 'n fout maak, dis waarom die bloed daar is. Maar,
om 'n onderneming te gee en nie daarby te hou nie. En ons is baie lief om dit te doen. Luister broer, ons het mekaar so lanklaas gesien, Jannie, hoe wonderlik is dit om jou vandag weer te sien. Weet jy wat, ons moet by mekaar uitkom. Ja, nee, swaar, ons moet mekaar sien, verseker. En dan 3 jaar later ontmoet hulle mekaar en sê, "Haai, wie wat, ons het nooit by mekaar uitgekom nie." Hoe sterk is die woord wat jy spreek, broer? Moet glad nie bekommerd wees nie. Ek wil nou gesê, moet nie worry nie. Nou weer 'n probleem. Ok, hoor net mooi. Moet nie bekommerd wees nie. Ek sê jou volgende week bel. Sien net vir my, die woord van God uit sy mond, wat geplaas word in my mond, het die krag om berge te skuif. Nou praat nie van fisiese berge nie. As jy regtig moeilikheid het, dis 'n berg. Nie probleme in jou lewe, dis 'n berg. Daai kanker waarmee jy loop, is 'n berg. God se woord uit sy mond, in my mond, skuif 'n berg. Hoe kan jy vertrou met sy woord, as jy nie getrou is in jou onderneming nie? So ons moet baie mooi daarna kyk, dat ons baie mooi, dit klink nou verskriklik wetties, maar hoor net, dit is baie, baie belangrik. So, dan kom ons en ons sê vir mekaar, hoe kom ek tot die verbondsluiting? En hoe tree ek tot die verbondsluiting? En ons gaan verskillende interessanthede daar aanraak, rondom geloof en rondom dit wat ons doen. En aan die einde van die tyd, dan staan daai element wat ons bykom oor die altaar. Ons moet met die altaar deel. Jy sien, niemand het al ooit met die altaar gedeel nie. Ons moet die altaar deel. En as ons van ons knie af opstaan, as daai gebied voltooi, dan behoort ek soos Paulus te sê, ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Regtig? Wag net tot my vrou vir my skewe woord sê, dan vertel ek jou, hoe kom ek in daai graf uit, papa? Nee. Kan ek net sit, en dit net laat gaan. So, dis baie belangrik. Maar wat dan daarna volg, is die uiterlike bevestiging van my verbond. Dis awesome, nee. So daar's 'n klomp handelinge wat moet plaasvind na die gebed, sodat ek die verbond kan vasmaak in die gees. En wat dink julle wat is van hierdie handelinge wat ons verrig na die tyd? Weet jy wat? Jy moet die afsterwe bevestig. Maar as jy nie verstaan wat gebeur het nie, wat het gebeur? Ek het dood gegaan. Jesus het gekom en hy het 2 goed gedoen aan die kruis. Ek gaan dit vir jou in Hebreërs wys. 1, hy het my losgekoop. Sien, ons lees die Engels, en die Engels sê, redemption. Ek het altyd gedog, redemption is ook uit my sonde verskoon, het nou klaar. Dit is nie so nie. Dit is nie so nie. Hy het 'n losprys kom betaal. Hoekom? Want hy het my gaan koop. Uit 'n verbondenheid, uit 'n gebondenheid, wat ek gehad het as slaaf. Wat gekom het uit die verbond in Eden. Sien? En dan het hy gekom en deur die storting van sy bloed het hy die prys betaal, maar het ook my sonde vergewe. Maar wat is die basis daarvan? Ek moet sterf. Wat bevestig daardie sterwe? Wat is die demonstrasie na derde partye? Die doop. En kan ons Afrikaner nie daaroor beklei nie. Liewe ouers, man, sit 50 Afrikaners in een dorp, het 4 kerke, daar het ons het. Luister mooi. Jy moet dit, dat is 'n bevestiging. Dit is waar ek teenoor mense gaan staan. Weet jy wat is vir my so tragies? Ek het net in die Bybel gelees, ek moet gedoop word. Toe ek dit vir die familie vertel, toe kry hulle almal hippie-jibbies. Ek meen, dit was nog.
Toe het ek maar in elk geval gegaan. En iemand vir my vertel ek is dood. Daar's nie 'n manier nie. Ek het uit die water gekom, weet jy wat, ek het gedoen wat ek moet doen, fantasties, ek is weer reg. Kyk, waar is ek? Ek is nog steeds by my lysie wat ek hou. Want ek is so flippend oulik, ek is 'n regte skoupertjie. Maar ek het die essensie daarvan gemis. Nou weet ek nie, kan ek my nou weer laat doop? Ek weet nie, moenie my vra nie. Maar ek wil vertel, ek het so intense behoefte om daardie afsterwe te belewe, selfs nou nog. En ek dink nie dis 'n eenmalige ding wat gebeur nie. Dan hou hulle 'n maaltyd. My goodness, wat het ons daarmee gedoen? Of wat het ek daarmee gedoen? Dis 'n maaltyd. Nou kom ons en ons hou ons Paasfees. Heeltemal op die verkeerde tyd op. Heeltemal op 'n verkeerde manier. Maak dit saak? Ek dink dit maak saak. Ons gaan daaroor praat. Want eintlik as ek die maaltyd hou, wat sien ons? Hierdie twee ouens het 'n verbond. Jy sien in die tyd van Abraham, as jy in die straat afstap en hier staan twee ouens op die hoek en hulle is besig om bruin en woord te deel soos Melchisedek en Abraham met mekaar gedoen het, né? Dan weet ons hulle het 'n verbond. Hoor julle wat ek sê? Waar is jou altaar? Want hoekom? In die antieke tyd het hulle 'n boom geplant. Die boom was die teken. Kan julle sien hierdie handelinge wat na die tyd volg? Die name wat verwissel word. Net so belangrik. So, as 'n sondebedeling, as identifikasie, is 'n uitreiling daarvan as 'n afsterwe. So daarom moet ons gaan, en ek dink wat baie belangrik sal wees is, maak vir jouself notas daaroor, kry dit so agter mekaar, en dan begin ons hierdie goed so een na die ander afhandel met mekaar. Dit is nou baie jammer, ons kan nou nie by mekaar sit en daarna kyk nie. Want die belangrikheid is om dit te bespreek, om vir mekaar te sê hoe dit werk. So, ek dink, as ons kan begin met hierdie lering, want ek sal dit vir julle op die webtuiste sit, ek wil dit nie nou vir julle gee nie, want dan gaan julle dit vat en dan gaan julle lees en nie luister nie. So, ons moet luister, en dan vat jy jou notas, en jy sit dit bo oor hierdie geskrewe notas. So, wat sien ons? So as inleiding het ek vir julle die raamwerk geskets, en as inleiding verstaan ons hoe hierdie goed aan mekaar pas. Kom ons kyk hoe lyk die sondebeneling.